Dankie Christo, wat 'n voorreg om saam met jou te kan kuier vanmôre op hierdie spesiale geleentheid. Dit is waar, ons is eintlik deel van die furniture van Doxodio. Ek weet nie hoeveel ander mense hier ook deel van die furniture is nie. Ek onthou die eerste keer toe ons in Bloemfontein kom preek het 'n paar jaar terug in hierdie kampus, toe het ons 'n gawes in aksie proses aangebied hier. Ek en Bianca, ons was nog deel van daai tyd in die Durban omgewing. Hierdie jaar, wel dis nie meer hierdie jaar nie, 2025 het ons 25 jaar voltyds in Doxodio gevier. Ek en Bianca, en ons het die geleentheid gehad om bietjie deel te wees van die storie van Doxodio. En wanneer ek het vertel, dan sê ek, ons het begin by 139 mense in Brooklyn Campus. En ek het deel geword daarvan, daar bo op die galery gesit, en ek het ietsie van daai beleef, ietsie van daai gesien, en vandag is ek en jy deel van 'n familie, waar daar meer as 35 sulke kampusse is soos hierdie, ons meer as 35,000 mense, so vandag by mekaar kom. Ja. So miskien wil jy net vir die persoon langs jou sê, jy is deel van 'n gelooflike storie. So vanmôre, voordat ek gaan begin praat, Christo het al reeds verlede week vir ons afgeskop in hierdie nuwe reeks waaroor ons gesels. Kom ek gee jou net 'n idee van waarmee ons besig is. Soos wat hy reg gesê het, is ek en Bianca verantwoordelik vir die City Changers Institute. En daar gaan nou 'n slide wees op die bord waar jy sien waarmee ons besig is. So we empower leaders to raise city changers. En wanneer ons daaroor gesels, dan sê ons wil graag sien dat elke individu wat deel is van al ons kampusse, van al ons omgewings, dat jy is deel van hierdie familie op missie. En deel van jou missie is om te sien dat jou stad verander. Is om te sien dat jou stad verander, en wanneer jy ja sê daarvoor, dan sê ons CCI is soos 'n hart met 2 hartkamers aan die een kant, en dit is die volgende slide, wil ek graag vir jou wys, is wat ons noem ons City Changers Equipping Program, waar ons mense deur 10 modules vat, waar ons praat oor jou identiteit, jou intimiteit met die Here, jou integriteit met die Here, en waar ons praat oor wat dit beteken om 'n passie te hê vir ander mense. En dan in jou tweede jaar, wanneer ons daarop fokus, dan gesels ons juis oor daai element waar ons sê, wat is die roeping wat die Here het oor jou lewe? En dan praat ons bietjie oor, wat is dit wat jy bring, jou gawes, jou talente, na die omgewing toe? En hoe kyk jy uit 'n Christus gesentreerde perspektief na jou wêreld? En wanneer jy daai elemente verstaan, dan sê ons, hoe bring ons heelheid na ons stad? So dis 'n 2 jaar proses, en hier is, ek wil graag vir jou daai slide opsit, waar jy gaan sien die roete wat ons met jou stap, met mentorskap en verskeie elemente rondom dit. So daar is die prentjie vir jou, maar jy kan meer inligting kry na die tyd by die tafel. Jy kan ook daar met my gesels as jy bietjie meer inligting rondom dit wil hê. En dan die volgende komponent op die volgende slide is ons ook verantwoordelik vir die mense wat teologie swat, wat sê, ek sien 'n Christo, ek sien 'n Brent, ek sien van hierdie ander mense wat deel is van die omgewing, en Aiden Lee, ek wil graag soos daai persoon verantwoordelikheid vat vir 'n gemeente soos die. Dan het ons City Changers Institute Student Program, waar ons mense help in teologie, en sê, dit is die roete wat ons stap, sodat ons kan seker maak, ons rus jou toe rondom dit, en die slide wat jy kan opsit, sal jy sien, daar's 5 elemente, wat ons rondom dit aanspreek, waar ons van akademiese tot praktiese elemente jou begelei, en in ons kampus hierso, in Bloemfontein, het ons al 2 hierdie prosesse. Verlede jaar het ons afgeskop hier, met 'n eerstejaar CCP, en as jy dit al reeds gedoen het, daar's ook 'n geleentheid vir jou vir 'n tweede jaar, en ons wil graag hê jy moet deel wees van daai proses, om saam te groei en saam te ontwikkel,
En as jy CCEP gedoen het, dan wil ons ook vir jou sê, en jy wil verder teologie swat, dat jy nou recognition of prior learning kan kry, vir 2 jaar se CCEP, by die South African Theological Seminary. So, meer detail daaroor, kan jy met my daaroor gesels, na die tyd. Maar kom ons begin met die preek, en kom ons praat daaroor, verlede week het Christo gesels oor die nuwe jy in die nuwe jaar. Nou, die nuwe jy in die nuwe jaar. So wanneer ons praat oor die nuwe jy, wil ek graag vanmôre met jou gesels oor hierdie onderwerp, en ek wil met jou praat oor die pad na volwassenheid. Nou wanneer jy dink oor volwassenheid, en jy dink aan 2026, dan het almal van ons nuwe jaar voornemens. Ek het 'n voorneme om gewig te verloor. Ek het 'n voorneme om by die gym uit te kom. Ek het 'n voorneme om minder te eet. Nou, of is dit net ek? Sterkte, Christo. So wanneer ons daaroor praat, dan sê ons altyd, wanneer jy dink aan die pad na volwassenheid, waaraan dink jy? Wanneer jy dink aan jou verhouding met die Here, waaraan dink jy? Vir my is een van die voorbeelde van iemand wat dink oor volwassenheid, is die kwaliteit van jou vraag. The quality of your question will determine the quality of your life. Die kwaliteit van jou vraag gaan die kwaliteit van jou lewe bepaal. So ek en jy het 'n keuse, so ons kan sekere vrae vra, waar ons regtig daarna kyk, en ons kan na die lewe kyk, en ons kan sê, en ons sê altyd in CCP, dan sê ons, the quality of your question determines the quality of your life. Wat beteken dit? Dit beteken die lewe is soveel meer as om by die regte plek te arriveer. Dit is 'n ontdekkingsreis waar ek en die Here op 'n avontuur gaan, sodat ek vervulling kan beleef. As jy notas maak, is hierdie nogal belangrik, ek gaan redelik rondom dit gesels. Nou wanneer die psalmskrywer daaroor skryf, dan gee hy vir my en jou 'n bietjie van 'n beeld in Psalm 84 vers 5 tot 7, en ek wil graag hê jy moet saam met my dit lees op die bord. En die boodskap vertaling skryf dit so. Hy sê, how blessed are all of those whose lives become roads, God, you travel. They wind through lonesome valleys, come upon brooks, discover cool springs and pools brimming with rain. God traveled these roads, curve up the mountain, and at the last end, the last turn, Zion, God in full view. So wanneer die Here na my en jou lewe kyk, en wanneer ons daaroor gesels oor die pad van volwassenheid vir my en jou, op die einde van ons lewens, op die einde van ons journey, dan wil ons graag terug staan, en die prentjie wat ons wil sien is, we want to see God in full view in jou lewe. Jou lewe word nie net 'n pad wat die Here op reis nie, maar jou lewe word 'n pad waar al die ander mense op reis. Dis hoekom dit so belangrik is, dat ek en jy sal verstaan, dat elkeen van ons by die plek uitgekom het in ons lewens, waar ons sê, dit is so belangrik, dat ons sal wees, die nuwe jy, gevind in Jesus Christus, is juis 'n lewe in full view. So dink gou vandag saam met my aan die begin van 2026 oor jou lewe. Wanneer jy dink oor 2027, Martinus, ek dink nog nie daaroor nie, ek's nog nie daar nie, ek probeer nog net al hierdie goed bymekaar kry, maar dink gou net 5 jaar verder, of 10 jaar verder, is die vraagie vanmôre, wanneer mense na jou lewe kyk, kan hulle God in 'n volle prentjie sien oor jou lewe. Can they see God in full view? So hier is 'n storie uit CCP uit, van iemand wat saam met ons die pad gestap het oor die laaste 5 jaar, en waar ons net gesien het hoe die Here besig is om met haar te werk, en sy ietsie van hierdie elemente verstaan, van transformasie in haar lewe, en sy so net verantwoordelikheid optel, en sê, weet jy wat, hierdie stad is my stad, hierdie stad behoort aan my, ek wil graag sien dat mense groei en ontwikkel,
let me show you how God looks like in full view. Kyk gou saam met my na hierdie storie van Marlies. I've been part of the CCP community for the past 4 years, and I've seen so many people transform before me. This year, I have also taken up the leadership responsibility of class captains of the second years at the Brooklyn campus. And in the second year, we have the opportunity to practically apply everything that we've learned and journeyed with in the first year. My absolute favorite of the year is the personal development plans, where the individuals discover their unique identity and align it with their kingdom purpose. I shed a few tears when they present their vision boards and commit to the next step in their kingdom assignment. We have seen students become powerful mothers and fathers in the faith. I have also been challenged and stretched in my leadership capabilities, and that has equipped me for everyday challenges in life. So vanmôre wanneer ons praat oor die nuwe jy in hierdie seisoen en ons praat oor die pad van volwassenheid, is daar 3 vrae wat ek en jy nodig het om vandag te antwoord. Die eerste vraag is, so waar begin ek? So wanneer ons daaroor praat, as jy 3 skrifgedeeltes wat ek wil hê jy moet neerskryf en vanmiddag voordat jy daai lamsbout gaan eet of voordat jy gaan bed toe gaan of voordat jy terugkom vir vanaand se sessie wanneer Bianca preek, hoe dit ook al sê, ek wil jou aanmoedig om hierdie 3 skrifgedeeltes te gaan lees. Die eerste een is Romeine 10 vers 17. Nou ons ken hierdie skrifgedeelte, wanneer ons daaroor praat, hy's nie op die bord nie, maar kom ek lees hom vir jou. Hy sê, so faith comes by hearing. Geloof kom deur gehoor. En gehoor is deur die woord van God. Maar wanneer jy dit lees in die Amplified Bible, dan verduidelik hy dit so. Dan sê hy, we live according to the words that comes from the lips of Christ. So ek en jy, wanneer ons in verhouding met die Here leef en wanneer ons in die begin is van 2026 en ons vra, hoe groei ons in volwassenheid in hierdie nuwe jy? Dan vra ons hierdie vraag en ons sê vir mekaar, wanneer ons daaroor gesels, leef ek en jy uit 'n plek van verhouding uit met Jesus Christus. So ons leef nie meer in die realiteit van die ou verbond nie. Wat was die ou verbond? Die ou verbond was hierdie plek gewees waar ek en jy 'n ooreenkoms het met die Here. Here, as U hierdie doen, dan sal ek hierdie doen. Maar die Nuwe Testament het iemand namens my en jou hulle lewe afgelê, sodat ek en jy kan erf en ons mede-erfgename is. En Jesus Christus, nou leef ons vanuit 'n plek van verhouding uit. Nou kom Romeine 10 vers 17, nou sê hy, dit is so belangrik dat ek en jy dit sal verstaan, wanneer ons praat oor dit, dan sê hy, we live according to the words that come from the lips of Christ. Nou gaan hy bietjie verder aan, en in 1 Johannes 2 sien ons hoe hy besig is om hieroor te gesels, en hoor wat sê hy? Hy sê, maar elkeen wat sy woord bewaar, ek kan dit saam met my lees op die bord, en hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Wow. As jy iets wil onderstreep in jou Bybel, is hierdie baie belangrik. Iemand wat sy woord bewaar het. Onthou Romeine 10 vers 17. We live according to the words that come from the lips of Christ. Kolossense 1, as jy daaraan dink, wat is die outcome van my en jou lewe? Wanneer ons daaroor gesels, dan sê hy in Kolossense 1 vers 28, hy sê, we preach Christ, nothing more and nothing less. Dis die doel, dis die einde van ons lewens. Hy sê, so wanneer ek en jy daarby stil staan, dan sê ek, wanneer ek en jy uit verhouding uit met Jesus Christus leef, dan bewaar ons sy woord, sodat dit volmaak kan word in my, en dan gaan hy aan. Hy sê, hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel soos hy gewandel het. 3 stappe. Hy sê so, wanneer jy praat oor volwassenheid in jou lewe, is die eerste vraagie, leef jy volgens die woorde wat uit Jesus Christus se mond uitkom? Die tweede vraagie, is jy besig om daai woord te vat en die logos, die geskrewe woord, is dit besig om rema te word in jou lewe? En wanneer jy deur jou
Bybelplan lees, wanneer jy die preek vat na 'n Sondag, wanneer jy dit besig is om te verwerk, laat jy toe dat die Heilige Gees daai 'n waarheid maak en 'n fondasie in jou lewe, sodat jy self so kan wandel. Dis volwassenheid. Nou gaan hy 'n bietjie verder, wanneer in Efesiërs 5 daaroor praat, dan sê hy, nee, jy verstaan nog nie al hierdie goed nie, kom ons gesels meer hieroor. Hy sê, wees dan navolgers van God, soos geliefde kinders, en wandel in liefde. Hierdie jaar is een van, en julle sal nou hoor in Februarie, wanneer ons daaroor praat, dan sê ons, we are marked by His glory and known by His love. Marked by His glory and known by His love. 2025 het ons gesê, find your story in God's story. Nou sê ons, wanneer jy dit verstaan, jou identiteit vas is, jy leef volgens die woorde wat uit Jesus se mond uitkom, dan het jy nodig om by die plek uit te kom waar jy iets van hierdie beleef en ervaar. Nou gaan hy 'n bietjie verder, nou sê hy sê, wees dan navolgers en wandel so in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het en hom vir ons oorgegee het, as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. Man, oh man, oh man. So as Jesus Christus dan die fondasie is van my en jou lewe, en as Jesus Christus dan die konstante is in my en jou lewe, as Jesus Christus dan die een is volgens wie se woorde ek leef, dan het ek 2 vrae vir jou. Wat is dit wat mense ruik wat in jou teenwoordigheid is? Dis nou nie wanneer jy jou skoene uittrek nie, dis nou, wat is dit wat mense beleef in jou teenwoordigheid? Wat is dit wat mense proe wanneer hulle in jou teenwoordigheid is? Ek weet nie of dit hier ook so die waarheid is nie, maar ek het al agtergekom, partykeer wanneer ek met mense gesels, dan stap uit 'n gesprek en dan voel ek, hierdie proe nou nie lekker nie. Ek glo hier in Bloemfontein, die rose stad, het julle nie sulke uitdagings nie. Want jy sien Psalm 34 vers 8 sê dit so mooi. Hy sê, "O taste and see that the Lord our God is good. Blessed, happy, fortunate, to be envied is the man who trusts and take refuge in Christ." So die eerste vraagie is, waar begin jy? Wanneer jy daai vraagie antwoord, dan sê hy, wat ruik jy en wat proe jy? Die tweede vraagie is, wat sien jy? Wanneer mense na jou lewe kyk, wat sien hulle? Dit is verskriklik interessant, wanneer jy die skrif gaan lees rondom dit, en Johannes kom op 'n stadium, waar hy by Jesus kom, en Jesus is besig om 'n klomp goed te doen, en ons lees die storie van Johannes die Doper, en hy stuur van sy disippels na Jesus toe. Hy kom op die plek waar hy partykeer twyfel. Ek weet nie of jy ook partykeer twyfel nie. Ek twyfel partykeer. Maar ek het agtergekom dat hierdie verhouding met die Here is 'n lang afstand wedloop. Goed gebeur nie oornag nie. So wanneer hy daaroor praat, kom Johannes by Jesus en hy vra vir Jesus in Lukas 7, vra hy vir Jesus, Here, is U die Messias wat sou kom? Is U die een wat sou kom? Jesus antwoord, hy sê vir sy disippels, Johannes se disippels, hy sê, gaan vertel vir Johannes. Gaan vertel vir hom. Siekes word gesond, demone word uitgedryf, mense word opgewek. Gaan vertel dit vir hom. En net daarna draai Jesus om en hy praat met die geestelike leiers van sy omgewing. En hoor wat sê hy vir hulle. Hy sê in Lukas 7 vers 31, sê, how can I account for the people of this generation? They like spoiled children complaining to their parents. You wanted to skip rope and you were always too tired. We wanted to talk but you were always too busy.
John the Baptizer came fasting and you called him crazy. The Son of Man came feasting and you call him a lush. Opinion polls don't count for much, do they? The proof of the pudding is in the eating. En al wat Jesus eintlik sê, is hy sê, in hemelsnaam, as jy jouself sien as 'n gelowige, word groot. So wanneer mense na jou kyk en hulle beleef iets van jou lewe, sien hulle 'n volwasse gelowige, iemand wat hierdie nuwe jy ge-embrace het, to know God, to love people and to impact your world. Dis hoekom ons 'n CCP het, want ons het agtergekom dat mense bedien in ons kampusse, hulle wil vir ander mense bid, maar hulle verstaan nie hierdie woord. Wat is Doxa Deo se missie? Waarmee is ons besig? Hulle verstaan nie hierdie woord wat die Here vir ons gegee het nie, en dan kom hulle agter en daar sekere stellings wat hulle maak, dan sê ons, kom ons journey saam met jou deur die woord, deur 'n CCP, sodat jy kan verstaan hoe om mense te groei, om mense te ontwikkel in hierdie woord wat die Here vir ons gegee het. So kom ek gee vir jou die raamwerk vir volwassenheid vandag. Nou, wanneer 1 Johannes 2 vers 12 tot 14, en jy kan regtig 'n foto hiervan neem en hom ergens opsit. Hierdie raamwerk van volwassenheid is verskriklik belangrik. So wanneer hy hieroor praat, dan sê hy, net voordat ons teruggegaan het na daai skrifgedeelte toe in 1 Johannes 5, sê hy 1 Johannes 2 vers 12 tot 14, as ons daai slide kan opsit asseblief, sê die volgende. Hy sê, ek skryf aan julle kinders, want julle sondes is vergewe en julle ken die Vader. Ek skryf aan julle jong manne, want julle het die bose oorwin en julle is sterk in die woord. Kan julle net daai slide vir my opsit asseblief? Is hy agterop, dankie. En hy sê, ek skryf aan julle vaders, omdat julle hom ken van die begin af. Nou wanneer Paulus hier oor gesels, en hy praat oor volwassenheid in my en jou lewe, dan gee hy vir ons 'n raamwerk van iets van hierdie elemente. In Efesiërs 1 en 2 gee vir my en jou konteks van die woord, en wanneer ek 'n woordeskool daaroor aanbied, dan sê ek, daar's 3 konsepte, 3 bewegings wat hy gebruik in Efesiërs. In Efesiërs 2 vers 6 sê hy, jy het nodig om saam met Christus sit in hemelse plekke. So ek sê altyd vir ouens, as jy sit in hemelsnaam, sit stil. Hoekom? Want jou identiteit moet vasgemaak word in Jesus Christus. Jy kyk na hierdie wêreld nie as iemand wat 'n slagoffer is nie. Jy kyk na hierdie wêreld as iemand wat 'n volwassene is in Christus. En vanuit daai plek uit, moet jy nodig hê om vir jouself te vra, ken ek regtig myself in Christus? So ons het baie prosesse in ons kampus soos grow, follow, al daai elemente wat daarin pas. Maar dan sê hy, ek skryf aan julle jong manne en jong dames. Hy sê, ek skryf aan julle, hy sê in Efesiërs 4 vers 1, hy sê, wandel dan waardig julle roeping. So as jy loop in hemelsnaam, loop reguit. Want hy sê, wanneer jy daaroor gesels, dan sê hy, is ek besig om ander te groei en te ontwikkel in Jesus Christus. Want jy sien, wanneer ek en jy kies om deel te word van Jesus Christus se lewe, en wanneer Christus deel word van my en jou lewe, dan sacrifice ons alles. Dis soos die vrou wat by Jesus gekom het met die alabaster fles, die mees kosbaarste besitting wat sy het dit gebreek en sy het die olie oor sy voete gesmeer, oor hom uitgegooi en sy het haar hare gevat en sy het sy voete afgedroog rondom dit. Dit beteken, dit is iets wat dit kos. Dit is interessant dat Paulus in Efesiërs 5 hier skryf, hy sê, manne, julle het nodig om julle vroue lief te hê. En dan sê hy, vroue, julle het nodig om onderdanig te wees. Nou, daai woordjie onderdanig, ongelukkig in ons kultuur,
is so bietjie uit verhouding uitgebruik van die woordjie onderdanig beteken to support your mission. So toe ek getroud is, hierdie jaar vier ons 25 jaar, so Christo baie geluk met julle huweliksherdenking. Julle is net so kort koppie voor ons. So hierdie jaar vier ons 25 jaar in ons huweliks, ek en Bianca saam, en ek het agtergekom dat iemand het in die begin van ons huwelik vir ons gesê, marriage was made to kill you. Ek kon dit nie lekker verstaan nie. Maar toe het ek agtergekom van die woordjie submission beteken to support your mission. Die kerk is nie die missie nie. Christus is die missie. En wanneer hy sê submission, dan sê hy support his mission in your partner. En wanneer hy skryf van vaders, dan sê hy sê, so wanneer julle staan dan vas, is jy besig om geskiedenis met hom te maak in die wêreld om jou en dit te verander. Hoekom is hierdie belangrik? So, die laaste vraagie waarby ons wil stil staan vandag, wanneer ons oor hierdie raamwerk praat is, so wat doen ek nou hiermee? Nou hoor wat sê Paulus in Efesiërs 6 wanneer hy daaroor praat. Hy sê trek dan die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Nou die woordjie liste, die konteks is twee woordjies. Die eerste gedeelte is meta, wat beteken om saam te werk, en die tweede woordjie beteken hudaio, wat beteken 'n proses of 'n journey. So dis die proses waarmee jy gewilliglik saamwerk om jou eie ondergang te bewerkstellig. Sela. Sela beteken dink so bietjie daaroor. Jy sien, wanneer ek toelaat, en die skrif leer my dit, hy sê mense wat nie volwasse is nie, laat toe, dat die lewe hulle heen en weer laat beweeg. Maar wanneer ek in Jesus Christus is, dan sê hy, sien jou identiteit, know God, wandel in liefde, love people, en dan sê hy, staan. As jy staan in hemelsnaam, staan vas. Moenie toelaat dat die liste van die duiwel, don't agree with the outside, agree with who you are in Christ. Want jy sien, hier is ons reaksie partykeer, wanneer ons gesels hieroor, en wanneer ons volwassenheid toets, wil ek graag hierdie prentjie vir jou wys. Jy sien, wanneer ons volwassenheid toets, dan begin ons almal hierso aan jou linkerkant onder, by onbewustelike onbevoegdheid. Dis wanneer jy nie weet wat jy nie weet nie. So 'n student kom baie keer by ons aan, dan sê hulle, ja, ek is lief vir die Here en ek wil al hierdie goed doen en ek wil graag deel wees van ministry en dis wat ek voel en dis wat ek sê en alles. En dan sê ons, okay, onthou hierdie is 'n lang afstand wedloop en dan 6 maande down the line, dan wil hulle opgee en dan sê hulle, nee, maar dis nie wat ons verwag het nie. Dan sê ek, jy weet nog nie wat jy nie weet nie. En die belangrike ding daar is, jy het terugvoer nodig. Is ek oop om terugvoer te ontvang van my leiers? En sien, maar die volgende fase is bewustelike onbevoegdheid. So wat nou gebeur is, ek weet hierdie is verkeerd, maar ek doen dit nog steeds. Wat het ek dan nodig? Dan het ek boundaries nodig, en ek nodig dat iemand intentioneel inspraak gee. Dis die intentionele inspraak wat ek ontvang. Wanneer ek sê na die tyd, wanneer Christo vir my terugvoer gee, nadat hy my preek geëvalueer het vandag, dan sê ek, hoor, so gee my 'n bietjie terugvoer. Waar trek die mense, wat besig is om te gebeur? Dis 'n bewustelike onbevoegdheid, want ek ken nie die mense nie, ek weet nie waar jy is nie.
Maar ons stop nie daar nie, want die volgende fase is 'n bewustelike bevoegdheid. So nou gee die Here geleentheid en is ek besig om die geleenthede wat na my kant toe kom te benut. So CCP is 'n geleentheid vandag waar ek en jy op 'n 2 jaar journey gaan sodat ons kan ontdek wat is die woord in die woord van die Here om hierdie volwassenheid te groei van 'n seun na 'n vader toe. Waar ek sê ek transition sodat ek by die regte plek kan uitkom, want uiteindelik kom ek by die plek van onbewuslike bevoegdheid wat ek nodig het om vas te maak in my lewe. So as ons vandag dan afsluit rondom hierdie, wil ek graag afsluit met hierdie stelling uit Hebreërs 13 vers 7. Want hierdie is die doel van volwassenheid. Hebreërs 13 vers 7 sê die volgende. Hy sê, gedenk julle voorgangers, wat die woord van God aan julle verkondig het, aanskou die uiteinde van hulle lewenswyse en volg hulle geloof na. En weet jy wat is ons begeerte? Weet jy wat is ons begeerte in Doxodeo vir elkeen van ons mense, vir elkeen van ons kampusse? Dat jy sal kom by die plek, wanneer jy terugkyk oor jou lewe, dat jy hierdie 3 vrae sal vra. Het ek 'n woord waarna ander mense kan luister? Het ek 'n lewe wat Jesus Christus reflekteer? En het ek 'n geloof wat ander mense motiveer en inspireer, sodat hulle ook hulle stad wil verander? 3 vrae. Waar begin jy? Wat ryk mense? Wat sien mense? Dan, in Jesus se tyd, wat het hulle gesien? En het gesien 'n stukkie onvolwassenheid. En Jesus sê, groei van 'n kind na 'n seun, na 'n vader toe. Want jy sien, Jesus word eers in jou gevorm as 'n kind. Dan word Jesus gevorm in ander mense se lewens as gevolg van jou. Dan word Jesus gevorm in al die hele omgewing as gevolg van hierdie community. Wat sê, ons is op 'n missie om ons stad te verander. So ek wil die worship team na vore nooi. En ek weet nie waar jy is vandag nie, maar ek wil 'n oomblik maak om vir jou te bid. Kan ek jou vra, as ons mekaar in die oë kyk, kan ek jou vra, as mense na jou lewe kyk, mag ek dit in Engels sê, do you have a word listening to? Of hoor hulle Facebook? Of hoor hulle News24? Of hoor hulle Christianese? Wanneer mense na jou lewe kyk, sê hulle, Jesus, maar daai ou het iets in hom wat ek wil hê. Praat met my. En wanneer mense sien hoe jy besig om in die pad van volwassenheid te stap, sê hulle, jy is daai man en daai vrou is mense van geloof. As jy sê, Here, groei my in volwassenheid, wil ek jou nooi my hand saam met my op te steek, want ek gaan 'n gebed vir ons doen. Here, baie dankie dat vanmôre wanneer ons praat oor die nuwe jy, vind ons onsself in U. En wanneer ons praat oor, Here, ons wil sit saam met U in hemelse plekke, is dit 'n uitspraak van ons identiteit. En dankie, Here, dat vandag, wanneer ons waardig wandel ons roeping, bid ek, Here, dat die uitdrukking
van elke persoon in hierdie gemeente en elkeen wat hulle hand nou opsteek, 'n plek sal wees van volwassenheid, waar mense besig is om hulle omgewing te verander, sodat u teenwoordigheid elke omgewing kan vul in Bloemfontein. In Jesus se naam. Amen.